Thank you, King of Kings. Elke keer as 'n mens opstaan, en kan nou net dankie Here sê, baie keer met uitdagings, en ek het nogal so uitdaging gehad vanoggend. Maar ja, ons is hier, prys die Here. So jou werke, die werke wat daaruit gekom het, kan jou nie red nie. Ja, maar namens, ek doen baie vir die gemeenskap, ek gee vir die gemeenskap kos. Baie mense leef met 'n diep behoefte. Hulle wil raak gesien word. Hulle wil erkenning hê. Kom ons wees eerlik, wie hou nie van erkenning nie? Wie wil so nou en dan net daarom hoor? Ek het al vanmôre gesê, hou op om vir my te sê, jy maak lekker kos. Ek weet ek maak lekker kos. Hy het vir my altyd sulke lekker erkenning te gee. Maar sy het ook, toe kom ek nou eintlik al plan agter. Hoe meer sy dit sê, hoe meer maak ek kos. Stop ek. Jy sien die drang om gesien te word. Ons doen goeie dinge, maar diep binne in ons vra ons, hoor gou, wie sien my? Wie sien my? Wie waardeer my? En dan kom die Bybel, en dan wys die Bybel vir ons egter dat ons in 'n gevaar is, wat ons doen om gesien te word. Wat ons doen om gesien te word, hoor gou baie mooi, is wanneer ons alles doen om gesien te word deur die mens. In Matteus 6 kom die Here, en ek wil gou vir jou hier, lees saam met my op die skerm, ek het vir die 53 vertaling en die boodskap uitgehaal. Pas op, dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemel is nie. Die God wat was, die God wat is en die God wat kom, se woord is dieselfde. In Kain en Abel se tyd was dit dieselfde. Hier kom Jesus en hy sê dit, wanneer julle besluit om goeie dinge te doen vir ander mense, doen dit en maak eers seker hoekom julle dit doen. Waarom doen julle dit? Waarom doen julle dit? Hier leer Jesus ons. Hy leer wanneer jy iets doen, is dit goed om dit te doen, maar met 'n verkeerde motief. En ek wil jou waarsku vanmôre kerk. Dis baie mense daar buitekant se sieninge vandag in die gemeenskap. Dis dalk vanmôre jou siening. Hoe meer ek vir mense doen, en hoe meer mense dit weet, hoe beter voel ek oor myself. Jy sien, die probleem is nie egter die daad om dit te doen nie, maar dis die hart waarmee ek dit doen. Sal my werke my hemel toe vat? Sal my werke my hemel toe vat? Werke kan jou nie red nie. Werke kan jou nie red nie. Baie mense dink, as ek net goed genoeg doen, wanneer ek net te veel, of wanneer ek dinge doen, sal God my aanvaar. Sal God my aanvaar. Maar jy sien, die Bybel wys ons 'n teenoorgestelde. Kyk gou die volgende skrif in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Hy sê, want uit wat is jy gered? Uit genade is jy gered. Hoor gou, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie. Met ander woorde, hier kom Paulus en hy skryf eintlik, hey, jy is nie so grand soos wat jy dink nie. Jy kan jouself nie red nie. Jy het God nodig om jou te red. Jy het God se genade nodig om jou te red. Jy het 'n bietjie hoop nodig. Hoor dan. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Kerk, is jy nog met my? Mag ek 'n baie groot waarheid sê? Ek dink daar's te veel waarhede in my hart en my mond, en daar's nie 'n sif voor my mond nie. Maar ek wil iets sê vanmôre. Daar is so baie kinders van die Here. Ek sê jou, hoor mooi. Wat so voorgee dat hulle nederig is. Ek wil eintlik vir jou sê, pas op dat jou nederigheid nie hoog moet word voor God nie. Dankie vir daai 3 mense wat gesê het amen, die hele pad is uitgeplat, wysel na die hemel toe.
Amen. Kan ek dit weer sê? Pas op dat jou nederigheid nie hoogmoedig word voor God nie. Want God sê, die wat homself verneder, hy sal hom verhoog. Met ander woorde, jy kan nie hemel toe werk soos 'n salaris nie. Die kern van die evangelie is nie wat jy doen nie, maar dit is wat Jesus doen. Dit is wat Jesus binne in jou doen. Kyk gou daar wat sê hy. Want uit die genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, dit wat God binne in jou doen, sodat jy dit kan doen. Dis die kern van die evangelie. Wil jy dit nie neerskryf daar langs daai vers nie? Skryf dit in jou Bybel, dat jy dit lees. Eendag gaan jy dit weer raak lees. As jy moet verstaan wat is die kern van die evangelie, beteken dit die gawe wat God jou gee om te doen. Johannes 14 vers 6 sê, hoor gou hoe mooi sê hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Jy sien geliefdes, die grootste gevare vir 'n mens se geestelike lewe is trots. Is trots. Wanneer ons begin dink dat dit wat ons is, wanneer ons begin dink wat ons is of het uit onsself kom. Ek het hard gewerk om hierdie besigheid te kry waar hy is. Dit wat ek hier opgebou het is deur wat ek gedoen het. Jy sien, die unholy trinity, me, myself en I, die eie ek wil erkenning hê, bewonder word en belangrik voel. Maar dan kom Paulus en hy skryf in Galasiërs 1 vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Soek ek die guns van mense of van God? Kom ons wees eerlik, dit wat ons kan doen elke dag, die wonderbaarlike gawe wat God jou gegee het om 'n werk te kan verrig, om op te kan staan. Punt nommer 1 is dat jy gesond kan opstaan, om die werk te kan uitvoer wat jy doen. Spreekboekdele. Spreekboekdele. En dit is wat belangrik voel. En dit is die groot vraag, of die groot vraag is eintlik, vir wie leef ek regtig? Vir wie leef ek regtig? As jy alles doen om raak gesien te word, raak jy afhanklik van mense se opinies. Van mense se opinies. Voel jy leeg as iemand jou prys? Verloor jy jou ware identiteit? God is 'n God van orde. Hy wil orde skep. En hy wil orde handhaaf. En dan moet orde wees. Maar oor my jare heen het ek al gesien in die kerk hoe dit werk. Die pastore, met alle eerlikheid, hulle was kragtig in die Here. Maar weet jy, die pastore van ouds, as ek dit so kan sê, en vergewe my, baie van hulle, was nie regtig 'n baie goeie voorbeeld nie. Jy sien, want hy wil pastoor wees, hy wil klavier speel, hy wil dromme speel, hy wil offerhandes opneem, hy wil in alles betrokke raak. Hy wil alles doen. Jy sien, want daai is wanneer jy 'n pastoor, of wanneer hy voel hy homself op 'n pedestal sit. Terwyl jy mense daar kan aanstel om hulle gawes te kan uitoefen en jy net daaroor kan heers. Amen. Kan ek dit vir jou sê? Kan ek dit vir jou gee? Hoe baie mense het nie al deur No Limits gekom nie. En ek verroem nou nie myself of roem in myself. Maar toe ek hulle geleer ken het, as jy net vir hom of haar kyk, dan word hulle rooi van skaamte. Hulle het geen identiteit gehad nie, maar dat die Here deur die gawe wat God hulle gegee het, hulle identiteit ontwikkel het. En nou preek hulle, en nou bid hulle, en nou doen hulle, en hulle hanteer sekere afdelings in die kerk. Hoe wonderbaar is dit nie? Hoe wonderbaar is dit nie dat hulle die gawe van God in hulle self ontdek het nie? Is dit nie wonderlik nie? As jy leeg is in jouself, wanneer jy mense se opinies kry, gaan jy leeg in jouself word.
En as niemand jou meer gaan prys nie, gaan jy eintlik jou identiteit verloor. Jy moet weet wie jy in Christus is. In die boek Prediker sê hy, dis 'n gejaag na wind. Dis 'n gejaag na wind. Wanneer jy in jouself roem, sê jy eintlik, ek het nie God nodig nie. Ek het nie God nodig nie. Maar weet jy wat sê Jesus in Johannes 15, en toets dit in die woord, blaai gou soontoe dan sien jy. Johannes 15 vers 5 sê, daar in die B-gedeelte, hy sê, sonder my kan jy niks doen nie. Sonder my kan jy niks doen nie. Wat moet jy dan doen? Wat moet jy doen? Paulus skryf in Romeine 10 vers 9. Hoor gou, wat moet jy doen? As jy nog nie weet wat jy moet doen nie. Hy skryf, as jy met jou mond bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Dis wat jy moet doen. Met ander woorde, jy gee jou lewe vir hom. Jy gee jou lewe vir hom. En hier is waar baie mense deur mekaar raak. Werke red jou nie. Maar as jy gered is, hoor gou mooi, as jy gered is, sal die goeie werke in jou volg. Sal die goeie werke in jou volg. Sal jy wil werk vir God? Sal jy wil dinge doen vir God? En weet jy wat so goeie werke in jou is, en wat so lekker is van hierdie God wat ons dien? Hy vra nie vir jou hoe oud jy is nie. Hier in jou bejaarde jare, dan kom jy eintlik agter, maar nou gaan ek my droom vervul en ek word 'n prediker. Of hy roep jou hier van kleins af. Hy leer jou van kleins af. Soos hierdie oupa daai kleinlike waantjie van hom gaan leer, jy gaan hom sien bid. Ek gaan hom leer. Ja, ek gaan hom leer. As ek hom sê bid, dan sit hy al sy kop so teen myne. Jy sien, dit is die goeie werke, dit is wat God wil hê ons moet doen. Jy sien, want dit is wat ons red. En wanneer jy gered is, sal die goeie werke volg. In Jakobus 2 vers 17 nog 'n skrif sê, geloof sonder werke is dood. Geloof sonder werke is dood. As jou geloof eg is, sal dit wys hoe jy leef. Sal dit wys hoe jy leef. En God kyk na die hart. God sny die hart. God beoordeel die hart. Kyk gou wat sê 1 Samuel. Hierdie is vir my mooi. 1 Samuel 16 vers 7. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Hoe baie keer het ek en jy nie al 'n persoon op hulle baadjie getrakseer nie? Met die eerste oogopslag wat jy iemand sien, dan sê jy, ja. Borsel daai ou uit sy tande. Ja, ek weet nie. Son het nie tande nie. En daar sal 'n gebeen en 'n geknars van tande wees en die Here sal vir jou tande gee. Dis wat die woord sê. Ag, dis lekker. God sien jou motiewe. Kerk, ek wil hê ons moet gou hoor. God sien jou motiewe. Hy sien jou geheime. Hy ken jou geheime gebede. En hy ken jou stille gehoorsaamheid. Hy ken jou stille gehoorsaamheid. Jesus kom en dan leer hy ons bid in Matteus 6. Hy sê bid in die geheim. Hy sê gee in die geheim en doen of dien sonder om aandag te soek. Roem dat jy die Here ken, dat jy hom verstaan. Wanneer ek in die Here roem en iemand kom by jou, dan sê jy, weet jy wat, ek kan nie vir jou iets doen nie, maar ek ken iemand wat vir jou iets kan doen. En sy naam is Jesus Christus. Hy is die ene wat in 'n vloekhout vir my en vir jou gesterf het. Hy is die een wat die dode ryk en die kettinge gebreek het. Hy het die dood oorwin. Hy het die dood oorwin. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 31. Wie roem, moet in die Here roem. Moet in die Here roem. Geliefde,
Dis 'n ongemaklike woord. Ek verstaan dit. Om die Here in woord en waarheid te dien, beteken dat ek en jy op 'n tyd moet begin besef dat ons geestelike volwasse skoene moet aantrek en begin geestelik volwasse raak. Daar kan nie meer plek wees vir die eie ek nie. Daar kan nie meer plek wees vir liggeraaktheid nie. Dis vir my wonderlik, julle het gesien Luandre Legrandsie wat kom en dit is ons streeks verteenwoordiger, kan ek dit maar noem, Lorenz Legrandsie van die PPK daar in Montana of Pretoria, ek weet nie van, ek dink hulle is van daai kant af se seun. Hy sê jeugpastoor. Hulle tel die jeug op en hulle praat oor die jong mense. So jy moet jou foon stel om die 3de Mei hier te wees, om te kom help, om te kom bid, dat ons jeug in ons tyd, of ons jeug en ons kinders van hierdie geslag sal opkom vir God en vir God se werke. Dis belangrik. Wat Kasper ook gesê het, 7:30, 19:30 in die aand, stel jou foon, gaan op jou knieë, bid saam. Ons gaan dit nie almal kan onthou nie. Maar maak 'n plan om by dit uit te kom. En jy sien, wat God sê, bid in die geheim. Hy wat in die verborge bid, sal in die openbaar vergelde word. Dit is wat ons moet doen, daarom roem ons in dit. Daar is krag in gebed. Hoor wat skryf hy? Hy skryf van 1 Korintiërs, skryf Paulus vers 31, wie roem moet in die Here roem. Moet in die Here roem. Die grootste voorbeeld is Jesus Christus. Is Jesus Christus. Hy was God, maar het homself verneder. Kyk op die skerm Filippense 2 vers 7 en 8. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Die waarheid eenvoudig. Jy gaan nie hemel toe deur jou werke nie. Jy word gered deur die genade en geloof in Jesus Christus. 'n Geredde lewe sal goeie vrug dra. Vra jouself vanmôre. Vertrou ek op my goeie dade of op Jesus alleen? Weet jy wat sê die woord? En hierdie is vir my baie, baie mooi. Ek het dit al baie gesê en ek wil dit graag vanmôre weer sê. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê daar in vers 8 of vanaf vers 6 regdeur tot 9 kom en dan sê hy, weet jy wat? Hoor gou mooi. Hy beskerm sy getroue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stil gemaak in die duisternis van die graf. Wie's goddeloos? As jy nie 'n gebedslewe het nie, as jy nie 'n verhouding het met Christus nie, as jy nie hoop het nie, as jy nie Jesus aangeneem het nie, lei jy 'n goddelose lewe. En weet jy wat sê die skrif? Hy sê, en die goddeloses word stil gemaak in die duisternis van die graf. 'n Mens oorwin nie in eie krag nie. Merk dit? 'n Mens oorwin nie in eie krag nie. 'n Mens oorwin in die krag van Jesus. Soek God se wil, nie menslike erkenning nie. Maar God sê, verloon jouself, tel op jou kruis en volg my. En volg my. Wanneer jy ophou leef vir mense of in mense se oë, begin jy leef in die vrede van God. Amen.